Goeiemorgen, dit is dan vanmorgen 5 Augustus 2026, lesing 81 van die groot Johannes Evangelie boek 4. Nou ja, ons het gister gelees oor hierdie man wat in die water, of seun wat van die boom uitgeval het. Ons het gesien hoe sy siel misvorm, en nou gaan ons verder, want Joshua gaan vir ons 'n beskrywing gee van wat daar gebeur het, en dan self ook van hierdie ou wat selfmoord gepleeg het, ook daar waar hulle nou die bok vir die versoening in die Jordaan gegooi het. Hoofstuk 1:4-9, die opskrif, die selfmoord van die Esseen wat deur die tempel vervloek was. Net so 'n bietjie, meeste mense ken die geskiedenis, maar die tempel van Jerusalem het direk teen die tempel of die kasteel waar die Essene gebly het. Hulle het mekaar geopponeer en hulle was glad nie lief vir die Esseners nie. Hulle het op enige manier het hulle daai ouens vervloek en in die wiele gery, want die Esseners het baie van hulle besigheid gevat. Ook natuurlik met bedrog. Hulle was ook ernstig deur Joshua aangespreek toe hy na hulle toe gaan, maar hulle was dan stukke beter as die wat in die tempel was. So, nou hierdie ou was eers in die tempel en toe word hy Esseen. En dit is natuurlik dodelik vir hom gewees toe hy terugkom na die tempel toe. Amper asof jy vandag uit die Dopperkerk uitgegaan het en jy wil weer terugkom. Dus daar's nie 'n manier nie, want hulle maak vir jou die poorte van die hemele toe. Maar hierdie ouens het nog erger dinge met hulle gedoen. Nou sê Mathael, die jong seun, op daai stadium was hy so 17 jaar oud, dink ek. Daarop vra my vader my of ek dalk nog iets besonders aan die seun sien. Ek antwoord hom in Grieks en sê, die 2 groot vlermuise het nou gesamentlik bo sy borsholte die gestalte van 'n heel droewige aap aangeneem en probeer hulle nou losmaak van die liggaam. Maar hulle skyn nog dusdanig daardeur aangetrek te word, dat dit vir hulle voorlopig nie moontlik is om heeltemal van die liggaam weg te gaan nie. Maar hoe langer hulle inspan, des te meer verenig hulle. En kyk, nou is hulle as een eteriese wese los van die liggaam. Dit hurk en spring nou nog rondom die liggaam, asof dit iets soek. Nou, ek dink ek het gister 'n fout gemaak toe ek gesê het dat lyk of die 2 vlermuise is bose geeste wat hulle verlaat het. Dit is eintlik die siel van hierdie seun wat sigbaar geword het in die geestelike sfeer as vlermuise. Hierdie seun se geloof was baie dood. En toe die siel nou, voor hy geval het die siel al agtergekom, hier gaan nou iets gebeur. En het die siel begin losskeer van die liggaam. En later het hierdie 2 nou by mekaar gekom, hulle het een wese geword, en toe word hulle nou aapagtig. En gewoonlik is hierdie aapies nie baie groot nie, dis hierdie grootte, is algemeen bekend in Suid-Afrika. Wanneer swartes doodgaan, is dit die voorkoms van meeste van hulle siele aan die ander kant. Dit is 'n klein aapagtige gedrog, harig, en hulle noem dit die Tochelossie. Maar dis niks anders as 'n incubus gees, en jy kry hulle beide mannelik en vroulik. So, die rede daarvoor is omdat die wese in wie hierdie siel nou geleef het, was so dom en so 'n stommerik, dat die siel niks beter as 'n aapvorm kon aanneem nie. Daar is geen manier gewees dat omdat hierdie seun so ver van waarheid af was, al was hy nou 'n jong mannetjie, dat hy enigstens eers 'n mensvorm gehad het nie. Nou kom ons kyk wat gebeur met hom verder. Dit sal tog nie die siel van die seun wees nie, sê my vader. Ek sê ja, dit weet ek natuurlik ook nie. Sou so 'n verwaarloosde seun dan werklik nog geen beter siel hê nie?
Nou hurk hierdie wonderlike wese by die nog bloeiende, verpletterende kop en maak asof dit bloed uit die groot wond lek. Maar in werklikheid gebeur daar niks nie. Slegs 'n geringe en heel sag sigbare bloeddamp suig dit op en daardeur kry dit 'n iets meer menslike uiterlike. Maar nou kom daar draers wat hoogswaarskynlik die lijk sal wegbring. Ek is benoud of die aapwese ook saam sal gaan. Op daardie oomblik kom daar 4 draers met 'n taamlike lang stok, bind die lijk met linnedoeke daaraan, tel dit op en dra dit weg. Wat hy al sê, maar die wese bly agter en kyk om hom heen, soos iemand in 'n groot leë ruimte waarin niks te siene is nie. Nou hurk hy dit op die plek waar die seun uit die boom geval het en maak aanstaltes om te gaan slaap. Dit moet tog werklik die siel van die seun wees. My vader sê, nou gelukkig loop die doodmaak van die bok ten einde. Dis waar almal daar was. Slegs nog die oordeel oor hulle wat van hierdie algemene reiniging uitgesluit is, omdat hulle te groot en slegte sondaars is. En dan sal dit wel afgeloop wees, soos elke jaar, altyd en ewig dieselfde geskiedenis. Vir my sonder seën, krag en nut, en ek glo dat dit vir al die ander ook so is. Toe swyg my vader, luister na die oordeele en vererg hom nie min, nie dat eers die arme Samaritane vervloek word, en pas daarna alle heidene, Iseners en Sadduseërs, en in 'n geringe mate ook nog die onboetvaardige bloedskenders, broer, vader en moeder moordenaars, dierskenders en egbrekers, en ten slotte met die vreeslikste oordeel, die veragters van die tempel en sy heiligdomme. Mens kan nie glo dat hierdie tempelorde so omgegaan het met hierdie vervloekinge nie. Terwyl Joshua ons kom leer het, ons mag nie vervloek nie, ons moet net seën. Na hierdie seremonie wat bepaald nie hartverheffend was nie, en waarby elke vloek die gewaad van die hoëpriester op 'n geweldige skeer te staan kom, trek almal weldra na die stad terug. Slegs een man, wat waarskynlik deur die goed bedoelde vervloekings iets meer as wat goed vir hom was van stryk gebring is, bly by 'n poel staan wat nie ver van ons verwyderd was nie. Eintlik was dit 'n ou, nog steeds baie diep gat, wat deur die Jordaan veroorsaak is, waarvan sommige dwaase beweer, dat die water van die sonvloed van die hele aarde deur hierdie gat, wat ongeveer 100 manslengtes in omtrek meet, in 1 jaar en enige dae verdwyn het. Dat hierdie gat baie diep is waar, maar bodemloos sal dit tog ook gewis nie wees nie. Dit het vir my vader 'n bietjie verdag voorgekom, dat die man so star en wesenloos vanaf 'n rots, wat baie vooruit in die water van die poel gesteek het, in die swart gat staar. Hy vra my of ek dalk iets buitengewoons om of bokant die man se kop, die man kon raak sien. Ek sê volkome na waarheid, ek sien niks nie, maar kan tog nie ontken, dat die hele man my beslis nie geval nie. Ek glo dat dit regtig geen onware veronderstelling sou wees, as mens sê, hy sal dadelik in eie persoon gaan ondersoek hoe diep die gat is. Ek gee dit wat ek toe sê baie korrek weer, hoewel my vader nooit graag hoor dat ek by ernstige sake so 'n bietjie grappies begin maak nie, waarvoor ek 'n besonderse talent besit. Meester wil u dit daarom ook barmhartig deur die vingers sien, as ek my hier bedien van die woorde wat ek toegebruik het. Joshua sê vir hom, wat jy sê is goed, want so wil ek dit, en so lê ek jou immer self, as te ware die woorde in die mond. Vertel nog verder, almal luister gespanne na jou verhaal. Matthew gaan dadelik verder en sê, maar ek het skaars die laaste woord uitgespreek.
toe die man sy hande omhoog hef en baie luid sê: Die hoëpriester het my vervloek, omdat ek 'n seun geword het, en die tempel verlaat het om 'n ander en beter wysheid te leer, wat ek daar egter net so min vind as in die tempel in Jerusalem. Berouvol het ek na die tempel teruggekeer, en het gebid en geoffer, maar die hoëpriester verwerp my offer, noem my die allerergste tempelskender, en vervloek my vir ewig, deur 7 skeure in sy gewaad te trek. Dit was maar die gebruik. Met sulke vervloekings, dan skeer hierdie klomp ape, daai kleed. Daar staan 'n hoëpriester se skets teen die muur. Dan skeer hy nou daai rok wat hy aan het. Nou by algemene suiwering hoop ek om versagting van sy uitgespreekte vloek te kry. Hulle was nou juist net besig met versoeningsdag. Slegs wag ek te vergeefs daarop. Hy bekragtig die ou vloek slegs nog maar meer, en maak my tot 'n vervloekte vir Elohim en die mense. Dus is ek vervloek, laat ek daarom vervloek wees. Na hierdie baie harde geskreeuwde woorde, stort hy hom vanaf die rots in die poel en verdrink. Hoofstuk 150. Die siele van beide verongeluktes in die hiernamaals. Wat gebeur nou met hulle? Dit dier egter nie land nie, of ek sien iets raak, wat lyk soos 'n grys menslike geraamte, wat langsaam op die oppervlakte van die water ronddryf, en begelei word deur 'n stuk of 10 vreemd lykende swart eende. Slegs aan die voete is 'n klein bietjie vleis, maar eers onder die enkels. Alle ander bene was sonder vel of vleis, en dit vind ek vreeslik raar. In die begin lê die drywende geraamte met die gesig na bo gekeer, maar na ongeveer 'n halfuur het hy hom omgedraai, begin soos 'n geoefende swemmer met hande en voete te beweeg, en skyn moeite te doen om die swart eende te ontwyk. Maar hulle was hardnekkig, en wil die makabere swemmer beslis nie alleen laat nie. Dit vind nou alles plaas in die geestelike sfeer. Vir gewone mense se oë is dit nou toe. So beweeg hierdie raaiselagtige geheel sigself nou bietjie vinniger en dan weer stadiger. Vir ruim 'n uur in alle rigtings oor die oppervlakte van die poel. Duik ook 'n paar keer onder en kom dan weer op bo. Ek sou dit vir 'n waterdier aangesien het, as my vader dit ook sou gesien het. Maar hoe hy ook al sy oorigszins skerpsiende oë inspan, kon hy niks raak sien nie, sodat ek natuurlik wel tot die oortuiging moes kom, dat die in die poel rondswemmende skelet van 'n dooie iets onnatuurliks, dis iets psigies en geestelik was. Na 'n uur word dit heeltemal rustig, en die swart eende maak asof hulle die nog uiteindelik aanwesige vleis van die geraamte afpik. Omdat daar niks meer van enige betekenis voorval nie, keer ons weer na ons aap terug, wat hom juis begin oprig, en 'n poging aanwend om op sy 2 agterpote te gaan staan, en gewoon te loop. Maar met die loop gaan dit sleg. Die wese sak met elke 5de tree met die voorpote op die grond, maar gaan tog weer gou staan, en kyk daarby steeds na alle kante rond. En mens kon uit die manier van die steeds maar rondkyk, wel maklik uitmaak dat die wese vir iets bang was, of dat het erg honger het en geskikte voedsel soek. Tydens hierdie pogings om te loop en te staan, kom ons by ons berigte poel aan. Daar sien dit egter weldra ons geraamte, wat nou weer in die geselskap van die grieselike eende in die poel rondswem. Toe ons aap, oftewel die siel van ons verongelukte seun, die geraamte sien, stoot hy 'n skelfluitende kreet uit.
en bekyk die geraamte met spesiale aandag. Na verloop van ongeveer 'n halfuur rig hy hom heeltemal soos 'n mens regop, en ek hoor hom heel duidelik, enigstens lispelend die woorde uitspreek. Dit was die ongelukkige vader van my slegte liggaam. Wee hom en my, want Jahwe se toorn en oordeel het ons beide ingehaal. By my is in elk geval nog hulp nodig, maar hoe kan hy gehelp word? Onthou wat ek julle op 'n vorige lesing gesê het, sal nou ook hier toepaslik wees, dat as jy die vorm van 'n geraamte aan die ander kant aanneem, jou siel is maar wat hy is, beteken dit dat jy geen naaste liefde in jou gehad het nie, en natuurlik ook geen liefde vir Vader nie. Want die liefde vorm die vleis van 'n sieleliggaam. 'n Sieleliggaam het ook 'n vorm aan die ander kant, maar is nie 'n vleisvorm soos ons dit het nie, maar dit lyk soos vleis. As jy aan daai siel wil vat, sal jy deur hom vat. Maar dit is 'n gebrek aan liefde. Dit is hoekom hy in 'n geraamte vorm is. Toe swyg die aap en kyk baie bedroef, terwyl in die poel die swart eende heel opgewek die geraamte, wat nie baie lewe vertoon nie, bly pla en laat ronddryf. Hierdie toestand duur weer ruim so 'n halfuur, en in die tyd gaan ook byna alle mense weg, behalwe 'n paar Romeine en Grieke, wat egter 'n saaklike gesprek voer en glad nie let op ons stille waarnemings nie. My vader vra my of ek verder nog iets sien. Ek ontken dit en sê slegs, tot nou toe, heeltemal niks nie. Toe dink my vader dat ons wel kon gaan, omdat ons nou al die besiens en gedenkwaardige gesien het, en wat Jahwe verder met die twee siele van plan was, sou ons skaars interesseer. Maar ek, as Matthijs sê, Vader, ons is al so 3 ure met die twee siele besig, en dit lewer ons niks anders op, as dat ek 'n stille, treurige spektakel gesien het nie. Laat ons hulle nog 'n uur gee, miskien lewer dit tog nog iets interessants op. My vader was dit heeltemal eens met my voorstel, en ons bly. Enkele oomblikke daarna verander die hele skouspel ineens. Die aap kom skielik woedend oorent, spring in die water in, en begin die grieselige eende te vang. En wee hulle wat hy gevang het, in 'n oogwink word hulle in 1000 stukke geskeur. Op 5 na het hy hulle almal verskeur. Die oorblywende 5 maak dat hulle wegkom. Toe die lelike eende op hierdie wyse verdwyn het, tel die aap die geraamte uit die water uit, en sit dit binne my gesigsveld ongeveer 5 tree van die poel af, op 'n mooi stukkie gras, en sê toe, Vader, hoor u in u behoeftige toestand my stem, hoor u wat ek sê. Toe knik die dooie skedel van die sittende geraamte, en gee daarmee duidelik te kenne, dat dit die woorde van die seun hoor, en seker ook verstaan. En die aap wat nou siender oë mensliker daar begin uitsien, gaan staan asof hy baie krag het, en sê nou met 'n stem wat ek baie goed kon hoor, Vader, as daar 'n Elohim God is, kan hy slegs maar goed en regverdig wees. Die Elohim vervloek niemand nie, want as mens 'n werk van Elohim is, kan hy geen knoeiwerk nie, maar slegs 'n meesterstuk wees. As daar egter 'n meesters nou wees wat sy eie werk regtig vervloek, dan sou hy tog wel ver benede die ergste knoeier staan. Want selfs 'n knoeier vervloek sy werk nie, maar laat hom daarop nog ietwat voorstaan. En sou Elohim as meester van alle meesters dan sy werke vervloek. In die begin van hierdie paragraaf is iets wat ons moet oplet, en die aap, wat nou siender oë mensliker begin lyk. Hoekom begin hy nou mensliker lyk? Omdat hy naaste liefde toepas. Omdat hy nou daardie geraamte van sy pa uit die water gehaal het, en hom ontferm het, en nou met hom gesels.
word die aapagtige voorkoms nou meer menslik. Dis hoe dit werk aan die ander kant. Sodra jy meer naaste liefde begin beoefen, in die geestesfeer waar jy is, dan kry jy 'n menslike vorm. Vers 12, die vervloeking en verdoeming is 'n uitvinding van die mense, as gevolg van die blindheid en die gebrek aan kennis van die menslike natuur. Die misstappe wat 'n mens in ontwikkeling begaan, is toetse hoe die mens, wat selfstandig moet word, sy vrye wil moet gebruik. Die handeling van die mens is sowel 'n oefening om selfstandig sy insigte te bepaal, as ook om sy vrye wil binne 'n bepaalde orde te leer gebruik. Gedurende alle eindelose reekse van groot skepings van die een wyse skepper, sal hierdie orde tog bepaal wees, dat slegs binne so 'n orde 'n bestaan van die wesens tydelik en ewig denkbaar is en kan wees. En hier kan ons nou duidelik aflei dat Vader se Gees hom nou ook stadig gaan begin vul, want dit is baie wyse woorde wat hy sê, wat hy sekerlik nie op sy eie gehad het nie. Die vloek van die mense is 'n bose voortbrengsel van hulle duistere kant. Hulle rig hulle self as hulle medemense te gronde en stort uiteindelik hele volke in die grootste nood, in die grootste ellende en totale vertwyfeling. U, my arme aardse Vader, word gedood deur die 10voudige vloek van die hoëpriester, hoewel Elohim God u nie sou vervloek het nie. In die groot vertwyfeling ontneem u uself die tydelike liggaamlike lewe. En nou is u hier as 'n triestige produk van die hoogmoed van mense wat hulle self God waan. Maar ek het beslis barmhartigheid van Elohim ontvang en genoeg insig en krag om die 10voudige vloek van die hoëpriester, wat u in die vorm van swart watervoëls pla, van u weg te neem. En nou is u buite op die droë grond. Ek sal nou alles in werking stel, om, soveel my lewenskrag my in staat sal stel, u hier in u groot nood en armoede te help. Tydens hierdie woorde kry die vroeëre aapmens steeds meer 'n egte menslike vorm, en na die einde van die toespraak word dit vervolmaak tot 'n heel lieftallige mensevorm, geklee in 'n liggrys geplooide gewaad, wat asof uit die lug geval het. Naas hom lê nog iets wat in 'n doek toegewikkel was. Die nou heel aanvallige seun maak dit los en haal 'n lang donkergrys hemd tevoorskyn en sê, aha, hier is 'n gewaad vir u, laat my toe dat ek dit vir u aantrek. En so word hierdie man nou bygestaan, hierdie jong seun, deur die engele, wat nou in opdrag van Vader hierdie mens nou van aap na meer menslike voorkoms verander, en vir hom ook 'n kleed aantrek, en die grys is gewoonlik altyd 'n nederigheidskleed, omdat hy hier 'n groot nederigheid betoon en liefde vir sy pa, wat ook nou gesterf het op die dag. Die geraamte mens knik bevestigend, en die seun trek vir hom in 'n oogwink die hemp aan, en bind die doek, wat effens ligter van kleur was, om sy voorhoof, soos 'n soort tulband, en daardeur sien die geraamte daar beter uit. Die seun wat nou flink moed geskep het, ondersteun daarop die ou man, en wil hom reguit laat staan, maar dit geluk nie. Na enkele pogings roep die seun, wat nou al so groot was soos 'n jong man, met 'n deurdringende luide stem, waarvan selfs my vader beweer dat hy hom gehoor het, sonder enige artikulasie. Jahwe, as u erns is, stuur my en my vader dan hulp. Hy het nie gesondig nie, maar die ergste sonde van hulle, wat hulle as mense tot gode verhef het,
om van die wêreld des te meer eer en voordeel te verkry, vermorsel hom gewoonweg, soos in uit die wolke gevalle klip. En hy lê nou hier as 'n arme, deur die wêreld verdoemde siel. Sal hy daarom ook deur u vir ewig verdoem wees en bly? Gee hom tog minstens 'n vel oor die skynbare bene, want die kaalheid van my vader is te huiweringswekkend. Dit wek te veel my medelee op. Help, Jahwe, help. Op hierdie geroep verskyn weldra twee magtige geeste en raak die geraamte op die hoogte van die slape aan. Oomblikkelik kry dit senings, vel, enige hare en soos dit vir my voorkom ook oë, maar baie hol en diep liggend. Geen van beide geeste spreek egter 'n woord nie, en dadelik na hierdie handeling verdwyn hulle weer. Toe probeer die seun, wat nou al baie bly lyk, om die skeletmens te laat staan, en hierdie keer slaag hy. Nou dat die ou man kon staan, vra die jong man ook, of hy ook kon loop. Die ouwe bevestig dit met 'n erg kruisende hol stem. Die jong man ondersteun hom dadelik, en beide verplaas hulle toe in 'n suidelike rigting. En al gou kon ek hulle nie meer sien nie. Nou hier is 'n verhaal van weer eens 'n ander aard as die voriges wat ons gehad het. Ons het gehad van die vrou wat dood is en haar dogters en haar diensmeisies aan die ander kant gekry het. Ons het van Lazarus verneem wat gehaal was deur engele en lyk my Vader self. Ons het gekyk na hoe dit lyk wanneer booswigte tereggestel word met die kruisiging. En nou het ons gesien waar twee hoogs ongelukkige siele, nou nie toevallig nie, Vader het dit so laat gebeur, saam sterf, sodat die een die ander kon help. En dit is baie keer die rede hoekom Vader van ons mense wegvat op die aarde. Hy het besluit, jy is goed genoeg geestelik ontwikkel, en ek het jou nodig aan die ander kant, want as baie van jou bekendes of familie wat jou nodig het, want hulle sal vir jou luister. En dan gaan hy oor, en dan beland hy by hierdie ongelukkige siele, en dan kan hy baie hulp aanbied. En wanneer jy aan die ander kant kom om hulp aan te bied, dan word jy steeds meer vervolmaak. Want dis die produk van liefde, is dat jy jou eie vervolmaking tegemoet gaan, en uiteindelik in die hoogste hemele kan beland. Al hierdie dinge gebeur nou, in hierdie verhaal speel af in die onderste hemele, sekerlik definitief na aan die aandkant. En die onderste hemele se aankant is die heel laagste plek waar jy effense lig het, maar daar is ook maar duister plekke. Maar jy word bewerk deur naasbestaandes wat ook oorgegaan het, of deur engele, of in spesiale gevalle deur Yeshua self. Gaan lees die boek van Robert Bloom. Yeshua self het na hom toe gekom, in sy duister toestand, en hom lig gebring. So dit is 'n wonderlike ruimte wat Vader nou vir ons oopmaak, wat ons nie voorheen kennis van gedra het nie. En al wat dit sê is, wat ek elke keer sê, sorg dat jy so volmaak moontlik aan die ander kant kan uitkom. Dat jou siel so ryp as moontlik kan wees. Baie dankie.